1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storiebeer storie. Luister lekker saam. Die klokleier van Notre Dame. In die stad Parys lui die klokke van Notre Dame. In die straat daaronder gesels die poppespeler, 'n sigeuner met die naam Kloppen, met die kinders wat om sy waantjie saamdrom. Luister, is hulle nie pragtig nie? Wil hy weet en hy wys in die lig op. Daar hoog in die donker kloktoring woon die geheimsinnige klokleier. Sst, dan vertel Kloppen vir julle 'n storie. Die verhaal van 'n man en 'n monster. Die verhaal begin op 'n donker nag in die skadu van Notre Dame. 'n Boot met 'n paar sigeuners aan boord dryf geruisloos met die rivier af. 4 gulden vir 'n veilige reis na Parys, deel die skipper die groep mee. Maar die sigeuners stap skaars aan wal of die soldate arresteer hulle. Die gevreesde regter Claude Frollo kom uit die skaduwees tevoorskyn. Die regter merk op dat die sigeuner vrou 'n bondel dra. Seker gesteelde goed, sê hy. Vat dit by haar af. Die verskrikte vrou hardloop weg. Frollo jaag haar deur die strate van Parys. Die vrou hardloop met die kathedraal se trap op, met Frollo te perd agterna. Toe hy die bondel gryp, val sy en stamp haar kop. Haar oë val toe om nooit weer oop te gaan nie. Uit die bondel word 'n gehuil gehoor. 'n Baba? Mompel Frollo. Hy maak die bondel oop en gil. 'n Monster! Die aartsdeken van die kathedraal sê vir Frollo, om vir hierdie vrou se dood te vergoed, moet jy die kind neem en hom grootmaak asof hy jou eie is. Hou hom dan by jou, toegesluit in die kloktoring, antwoord Frollo. Dalk sal hy eendag vir my iets beteken. Frollo noem die kind Quasimodo, wat halfgevorm beteken. Naarmate die seun in 'n jong man ontwikkel, bly hy steeds so misvormd, maar hy is sterker as enigiemand anders. Met sy kragtige arms lei hy die klokke, totdat hulle net so 'n deel van sy lewe word as die gargoyles van klip teen die kathedraal se mure. Wanneer Quasimodo alleen is, gesels van die gargoyles met hom. Kyk, roep Hugo uit, terwyl hy af na die plein staar. Vandag is die fees van die gekke. Gaan jy daarna kyk, Quasi? Quasimodo haal net sy skouers op en stap binne toe. Laverne kyk hom hartseer agterna en sê, wat baat dit om na 'n partytjie te kyk as jy nooit na een kan gaan nie? Die gargoyles volg hom by die toring in. Quasimodo sit en bekyk die miniatuurstad wat hy gebeeldsny het. Dis die naaste wat hy nog ooit aan die buitewêreld gekom het. Ek wil graag gaan, maar ek sal mos nie daar inpas nie, sê hy vir sy vriende. Victor sê, jy moet gaan. Dit sal vir jou 'n goeie ondervinding wees. Net toe verskyn Frollo in die deur en die gargoyles verander weer in klip. Moenie eens daaraan dink om na die fees te gaan nie, sê hy vir sy pleegkind. Hulle sal jou net uitlag en jou 'n monster noem. Quasimodo laat sak sy kop. Ja, meneer, sê hy. Jy is my enigste vriend. In die strate daaronder lê 'n aantreklike vreemdeling se perd, Achilles, tussen die skare deur. Sy naam is Phoebus. Toe hy by 'n sigeuner danseres verbyloop, steek hy vas en staar na haar. Sy is die mooiste vrou wat hy nog ooit gesien het. Esmeralda glimlag breed vir hom, terwyl sy met haar bok, Jali, dans. Skielik uiter 'n ander sigeuner 'n waarskuwing. Voordat die danseres kon vlug, keer 2 soldate Esmeralda voor en beskuldig haar van diefstal. Jali stamp een van die soldate onderste bo. Terwyl die danseres en haar bok haastig pad gee,
beveel Phoebus vir Achilles om op die ander soldaat te gaan sit. Ag, ek is jammer, sê Phoebus, so 'n stoute perd. Een van die soldate swaai sy swaard vir Phoebus. Ek sal jou 'n les leer, plaaslapie. Een van die soldate swaai sy swaard vir Phoebus. Ek sal jou 'n les leer, plaasjapie, skree hy. Phoebus maak sy mantel oop en wys sy kapteinuniform. Ontspan nou, luitenant, sê hy. En sal jy my nou asseblief beduie hoe om by die paleis van justisie te kom? Toe Phoebus by die paleis aankom, word hy na Frollo geneem. Nou ja, kaptein, groet die regter hom. Jy is net betyds om my te help om van die sigeners ontslae te raak. Ons soek tans hulle skuilplek, wat hulle die Hof van Mirakels noem. Sodra ons hulle vind, gaan ons hulle soos mure uitroei. Frollo weet nie Quasimodo het intussen besluit om tog die fees by te woon nie. Vasgevang in die wilde vieringe struikel Quasimodo en slaan voor Esmeralda se voete neer. Hy trek vinnig sy kap oor sy gesig. Het jy seer gekry? Vra sy. Wag, laat ek sien. Sy trek sy kappie af en sê, toe nou, geen skade nie. Terloops, daardie is 'n wonderlike masker. Later dans Esmeralda. Quasimodo staar na haar en onthou haar vriendelikheid. Vanaf die uitkykplek kyk Frollo en Phoebus ook na die pragtige danseres. Net toe kom die hoofitem aan die beurt om die lelikste man te kies en hom as koning van die gekke te kroon. Esmeralda probeer Quasimodo oorreed om deel te neem, maar die skare besef gou wie hy is. Dis die klokleier van Notre Dame, skree iemand. Kloppe en por die mense aan en hulle kroon Quasimodo as die nuwe koning van die gekke. Maar al gejuig verander gou in 'n gespot toe die skare teen hom draai. Quasimodo gewaar vir Frollo en roep uit, meneer, help my asseblief. Maar Frollo doen niks. Hy wil vir Quasimodo 'n les leer omdat hy ongehoorsaam was. Vir Esmeralda is dit eens te wreed. Sy maak Quasimodo los en draai na regter Frollo. Jy mishandel hierdie arme seun net soos jy my mense mishandel, sê sy vir hom. Frollo skree woedend. Kaptein Phoebus, arresteer haar. Maar Esmeralda ontsnap. Sy vermom haarself en glip saam met Djali by die kathedraal in. Phoebus kry dit reg om haar te agtervolg. Esmeralda konfronteer haar agtervolger. Toe sy na hom steek, sê Phoebus, jy veg amper net so goed soos 'n man. Dis snaaks. Ek wou dieselfde van jou sê, antwoord sy. Phoebus beloof vir Esmeralda dat hy haar nie in die kathedraal sal arresteer nie. Toe Frollo daar kom, hou die kaptein sy woord. Dis 'n heilige toevlugsoord, sê hy. Ons mag nie haar hier arresteer nie. Frollo draai na die jong sigenerin. Ek het soldate by elke deur, sê hy. As jy 'n voet buite die gebou sit, arresteer hulle jou. Toe Frollo en Phoebus weg is, sê Esmeralda 'n kort gebedjie op vir al die wêreld se verstotelinge. Toe sy opkyk, sien sy Quasimodo hou haar dop. Sy en Djali volg hom na die kloktoring. Esmeralda kyk verbaas na Quasimodo se klein model van die stad. Agter die model is die klokke wat hy een vir een by name aan haar voorstel, so asof hulle mense is. Jy het my gehelp, sê hy vir haar. Nou wil ek jou weer help. Hy vat vir Esmeralda en vir Djali in sy arms en swaai af teen die kant van die kathedraal. Onder die soldate se oë uit. Toe hulle weer op die grond staan, sê hy, ek sal jou nooit vergeet nie, Esmeralda. Esmeralda gee vir hom 'n halssnoer. Sy sê vir hom, as hy ooit beskerming nodig het, sal dit hom na die Hof van Mirakels lei. Toe Quasimodo terug opklim, wag Phoebus hom in. Quasimodo snou hom toe. Geen soldate, gee pad. Hy jaag Phoebus met 'n brandende fakkel die trap af. Phoebus sê vir hom,
As jy vir Esmeralda sien, sê vir haar, ek wou haar nie hier in Lokval allei nie. Ek het net probeer om haar te red. En sê vir haar, sy's gelukkig om 'n vriend soos jy te hê. Toe Frollo hoor Esmeralda het ontsnap, is hy woedend. Sy soldate fynkam die stad vir haar. By een huis ondervra Frollo die inwoners en beveel toe vir Phoebus om die huis af te brand. Phoebus weier. Die regter herinner sy kaptein. Jy is opgelei om bevele te gehoorsaam. Nie die bevele van 'n mal man nie, antwoord Phoebus. Frollo veroordeel Phoebus daar en dan tot die dood. Maar agter in die skare is daar iemand in 'n mantel en 'n kap wat alles dophou. Dis Esmeralda. Sy tel 'n klip op en gooi dit na Frollo se perd. Die dier styer. In die harbar spring Phoebus op Frollo se perd en jaag weg. "Vang hom!" skree Frollo. Die soldate skiet 'n reën van pyle af. Een van hulle tref Phoebus en hy val van sy perd af en beland in die rivier. Die soldate sien hoe hy onder die water verdwyn. Maar nadat hulle weg is, duik Esmeralda in die rivier en red vir Phoebus. Hy is erg beseer. Raadop neem Esmeralda vir Phoebus na die kathedraal. "Steek Phoebus asseblief hier iewers weg," soebat sy vir Quasimodo. "Beloof my dat hy niks sal oorkom nie." Quasimodo beloof en Esmeralda gee dadelik pad. Quasimodo steek vir Phoebus onder 'n tafel weg, net voor regter Frollo daar aankom. Frollo sis. "Ek weet jy het daardie geslepe Sigenervrou gehelp, ontsnap. Sy het jou om die bos gelei, maar ek weet waar haar skuilplek is, jok hy. My dagbreek sal ek dit met 1000 man aanval." Hy swaai om en storm uit. Phoebus hoor alles. Nog die ene pyn staan hy op en vra Quasimodo moet hom help om die Hof van Mirakels te soek. "Ek mag nie weer aan my meester ongehoorsaam wees nie," sê Quasimodo vir hom. "Is jy dan nie Esmeralda se vriend nie?" wonder die soldaat. Phoebus strompel daar weg om maar alleen na die Hof van Mirakels te soek. Die gargoyles sien hoe Quasimodo die besluit neem. Hy gaan sy vriendin help. Quasimodo haal vir Phoebus in en wys hom die halssnoer. "Dis 'n kaart," sê hy. "Saam volg hulle dit na die kerkhof. Hulle loop met 'n geheime paadjie langs en word in 'n oogwink omring deur Sigeners wat soos geraamtes vermom is. Klopin beskuldig die twee dat hulle Frollo se spioene is." "Hierdie mans is nie spioene nie. Hulle is ons vriende," skree Esmeralda. Die Sigeners luister toe Phoebus hulle waarsku teen die aanval wat Frollo beplan. "Ek sou julle nooit kon kry sonder Quasimodo se hulp nie," voeg hy by. "Ek ook nie," sê die donderende stem van regter Frollo. Quasimodo en Phoebus het onwetend die regter en sy soldate na die skuilplek gelei. Frollo beskuldig Esmeralda dat sy 'n heks is. Sy sal met haar lewe boet. Hulle arresteer vir Phoebus en die Sigeners. En Quasimodo word in die kloktoring vasgeketting. Toe raak dit tyd dat Esmeralda se vonnis voltrek moet word. "Jou dag het aangebreek, Sigener," sê Frollo vir Esmeralda en hy steek die vuur aan haar voete aan. Skielik weer klink 'n angskreet vanaf die kathedraal. Quasimodo het sy kettinge gebreek. Hy swaai van die kloktoring af en lig die bewustelose Esmeralda in sy arms op. Hy weer die soldate af en vind sy pad terug na die kathedraal waar hy uitroep: "Dis 'n heiligdom." Frollo is woedend en gee opdrag dat die kathedraal aangeval moet word. In die harwar ontsnap Phoebus. Hy maak die ander los en roep uit: "Inwoners van Parys, Frollo het oorlog teen die Notre Dame self verklaar. Gaan ons dit toelaat?" "Nee," skree almal. Met behulp van Hugo en Victor maak Quasimodo 'n houer gesmelte lood warm. Net toe die soldate die kathedraal se deure wil oopbreek, gooi hy die lood uit sodat dit deur die kloktoring se spuitgeete uitloop.
Die soldate spat in alle rigtings. Kom kyk, Esmeralda. Ons het hulle teruggedryf, roep Quasimodo uit. Maar Esmeralda lê roerloos. Terwyl Quasimodo langs sy vriendin kniel, verskyn Frollo in die deur. Quasimodo besef dat Frollo hom wil bykom. Hulle stoei en Quasimodo slaan vir Frollo plat. Daar's 'n sagte kreun agter hulle. Esmeralda lewe. Quasimodo raap vir Esmeralda op en spook om op die dak te kom, met Frollo agterna. Quasimodo verloor sy balans, maar Esmeralda gryp haar vriend se hand toe hy oor die rand val. Frollo mik met sy swaard. Die spuitgeet waarop hy staan breek af. Frollo val na sy dood. Esmeralda verloor haar greep op Quasimodo en hy val ook. Maar hy val nie ver nie, want Phoebus is op die verdieping onder hulle. Hy strek sy arms uit en vang. Met dagbreek gaan die kathedraal se deure oop. Phoebus en Esmeralda stap hand aan hand in die sonskyn uit. Agter hulle, eers skamerig, maar met al meer selfvertroue, kom Quasimodo. Die juigende skare tel vir Quasimodo op hulle skouers en stap met hom oor die plein. Quasimodo, die boggelrug van Notre Dame, weet hy is nie langer 'n gevangene nie. Fluit, fluit, my storie is uit.